Is hy? Die julle penne. Familie van NG Laagveld, broers en susters in Christus, hartlik welkom by die aanlyn erediens vandag. Dit is Sondag die 14de Februarie. Gelukkige en 'n geseënde Valentynsdag word vir u toegewens. Mag dit 'n wonderlike dag wees. En as u dalk verlang het vandag, mag die Here ook met u wees vandag. Dis nie altyd vir mense 'n lekker dag Valentynsdag nie, maar dit is 'n dag wanneer ons weer bewus raak van die liefde. En mag dit 'n goeie dag wees ook vir u en mag jy dankbaar wees vir die geliefdes in u lewe. Baie welkom by die aanlyn erediens. Ons begin sommer dadelik met die afkondigings. As jy op die kalender kan kyk, ek gebruik elke keer die kalender om die afkondigings te lees. Sien nie 2018 nie, ook nie 2019 nie, amper, maar nie 2020 nie. So dit beteken ons is by 2021, die tweede week van Februarie. In ons afkondigings, daar's net een verjaarsdag hierdie week, Elkie van Sail verjaar die 18de Februarie, so baie geluk aan haar. Dan sien ons ook, dit is Verheerliking Sondag, dis natuurlik die dag in die kerk waar die kerk wêreldwyd weer nadink en geïnspireer word deur die verhaal van die verheerliking op die berg, Jesus wat bergop is en dan verheerlik word. Die Engelse woord is transfiguration, hoe hy sy goddelikheid bekend maak ook aan sy disippels. Maar natuurlik gaan hy berg af en dan sy op pad na die kruis toe, so dit is ook die begin van Lydensweek. So die tyd van Epifanie, die 5 Sondae van Epifanie is verby en ons begin nou met die Lydenstyd wat op pad uitloop tot Paasfees. Dan is dit ook as Woensdag die 17de Februarie, Woensdag, soos jy kan sien op die kalender. As Woensdag, jy is ook welkom om aanlyn dienste by te woon. Ons gaan nie 'n as Woensdag diens hê nie, maar indien jy 'n ander kerk se as Woensdag diens wil bywoon, is jy baie meer as welkom om ook daar weer onthou te word waaroor dit gaan. So dit is die verjaarsdae in die kerkkalender. Wanneer maak ons die kerk weer fisies oop? Ons het die week gepraat met die dagbestuur en ons het besluit, omdat laasweek het dit uitgekom dat baie van die dokters is nou in die hospitaal. En van hulle het nou COVID opgedoen en hulle is regtig in ons gedagtes en ons gebede. Dit is nie nou 'n goeie tyd om weer fisies by mekaar te kom nie, want as jy dokter toe moet gaan, is daar dalk 1 uit 5 aan diens. So ons het besluit ons wou die 21ste oopmaak volgende Sondag, maar ons het besluit ons gaan dit aanskuif tot die 28ste en as dinge beter lyk, dan maak ons dit die 28ste die deure weer oop van die kerk vir fisiese eredienste, maar vir nou hou ons aan met aanlyn eredienste vir hierdie Sondag, volgende Sondag en hopelik as die dinge beter lyk, kan ons oor 2 weke oopmaak. Maar ons sal julle op hoogte hou. Ons hou fyn dop die statistiek en die situasie, dan maak ons 'n wyse besluit. Ons wil nie, soos die president sê, dit klink of die tweede golf verby is, maar ons sien hom nog hier in ons omgewing. So ons wil net versigtig wees in die tyd. Dit sluit ook aan by die gebedslys, die knielaksie. Ons bid vir die dokters in ons gemeenskap, ons bid vir die mediese personeel. Dit is asof baie van hulle die laaste week of 2 COVID opgetel het. So ons bid vir hulle en ons bid vir ons mense in ons gemeenskap. Ek is nie bewus van enigiemand in ons gemeente wat op die oomblik baie swaar kry nie. Indien daar is, laat weet my asseblief, dan reik ons uit. Ons het die week weer groente en vrugtepakkies afgelaai vir mense wat COVID opgedoen het. Maar indien daar mense is wat knielaksie nodig het, asseblief laat weet ons, dan kan ons as gemeente ook uitreik na hulle toe. En dan die volgende punt is die kategese vir die jong mense. Ons werk deur hierdie boek. Elke week gaan ons deur 'n hoofstuk. Die vakansie is verby, ons het nou weer begin. Indien jy as jong mens agterraak, is dit nie die einde van die wêreld nie. Ons sal hom 'n tweede keer weer deurhardloop, maar vir die wat kan byhou, u kan dit op die eie tyd ook deurwerk, maar vir die wat kan byhou, hierdie week werk ons saam deur hoofstuk 13, wat gaan oor die doop met die Heilige Gees, die doop en vervulling met die Heilige Gees, 'n baie belangrike tema in die Bybel, so indien u... Georgie, kyk as die kamera, hulle kyk vir jou. So indien die kategese bywoon, ons het nou nog 2 mense die jaar bygekry wat wil inval, hoofstuk 13 is ons boek. Enige vrae,
oor enige hoofstuk, is jy welkom om uit te reik na my toe en ek sal jy help met die vrae ook. So dis ons week se kategese, bladsy 83 tot bladsy 91. Dan die volgende afkondiging is ons Sepedi woorde vir vandag. Ons wil elke week 3 Sepedi woorde leer wat gebaseer is op ons diens se punte. So die 3 punte waarna ons vandag gaan kyk in die teks is 3 werkwoorde wat Jesus gedoen het, wat ons ook inspireer, wat ons kan uitleef. Georgie, hulle kyk vir jou. Die 3 werkwoorde vir vandag is gebed, genees en gepreek. So die Sepedi vir gebed in Engels, pray, is in Sepedi rapela, of as jy bid vir iemand, is dit rapelela. Rapela of rapelela. Bid of bid vir. Rapela, rapelela. En dan ons tweede woord vir vandag is natuurlik genees. In Engels is dit heal. En ons kan hom vertaal met fodisa. Fodisa. Ek hoop ek spreek hom reg uit. Jy kan vir iemand vra hoe om dit uit te spreek. Maar genees, ons tweede woord vir vandag is fodisa. En dan ons derde woord vir vandag, Jesus het gesê, my doel is nie om net te genees nie, my doel is om te preek en die woord van God te verkondig, want dit is waardeur die ware heil gevind word, die verlossing. En die woord vir preek, in Engels preach, in Sepedi rera, soos jy hier ook op die skerm kan sien, rera, is ons derde woord vir vandag, om te preek. En dan nog afkondigings, ek het gesien die week, een van ons gemeentelede, Celia, het perdryk klasse wat sy aanbied, indien die belangstel, ek dink dit gaan al hoe meer gewoonte raak vir mense om nie binnengeboue by mekaar te kom, soveel soos in restaurante en in malls en so nie, om bietjie in die natuur buite by mekaar te kom. Ek het vir haar gevra, is dit oop net vir ZJ2 mense, of mense van buite? Sy het gesê vir vriende van ZJ2, so indien jy gemeente is jy 'n vriend van my, en dan kan ons dalk gaan perdry. As jy met Celia in kontak wil kom, vra haar nommer vir my, daar kan jy 'n afspraak maak en sy perdry ritte wat sy aanbied. En ek dink dit is een van die maniere. Ek weet, ek word nou herinner aan 'n quote wat ek so 'n paar jaar terug gelees het, en hulle sê, as jy in 'n kar klim, kyk jy na God se skepping deur 'n venster, maar as jy op 'n perd klim, dan kan jy God se skepping bewonder in die natuur soos hy is, dan raak jy net weer bewus van hierdie mooi wêreld waarin ons leef. So dit is ons afkondigings vir vandag. Ek hoop een van die afkondigings is relevant vir u. Ek wil ook hierdie raam en in die kerk opsit, al die kalenders van die laaste 4 jaar. Indien u 'n kalender het van voor 2018, want ek het nou 'n 2021, 'n 2020, 'n 2019 en 'n 2018 kalender. Indien u 'n kopie het van die kopie het van die voorkant van 2017, 16, 15, 14, dalk nog vroeër, is jy welkom om dit te skenk. Ons wil dit raam en ons wil dit ook in die kerk opsit om bewus te raak dat elke jaar wat die Here vir ons skenk is net genade en ons is dankbaar daarvoor. So dit bring ons na ons fotum toe en ek wil u graag groet, liewe broer en suster in Christus. Ek wil u vandag groet daar waar jy is, in Mojadjies Kloof, Magubas Kloof, Politsi, Moketsi, waar jy jouself bevind vandag. Dalk is jy in Gauteng of in die Kaap, dalk is jy oor see en jy kyk na die video. Vandag wil ek jy groet met die waarheid van die Bybel in Psalm 146 vers 6. En hier sê die Bybel vir ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly vir altyd getrou en laat nie die werk van sy hande vaar nie. Die Here bly vir altyd getrou, die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en hy laat nie die werk van sy hande vaar nie. Sy werk van sy hande begin natuurlik in Genesis 1 vers 1, hy het die hemel en die aarde geskep, maar die werk van sy hande is hy nog steeds besig mee. Hy is besig om ons as Christene ook te herskep, as sy verbondsmense, dag vir dag, het hy ons ook geherskep, en ons stap op pad saam met die Here. Hierdie woorde sê vir ons in die boodskapvertaling, onthou, die Here het al die mag in die wêreld. Hy het alles gemaak, die hemel en die aarde, die see, ja alles wat leef en beweeg. Hy sal nooit dit wat hy gemaak het in die steek laat nie. Hy bly vir altyd getrou. So Laagveld gemeente, ek groet u vandag in die naam van ons getroue Here, die magtige Here, wat ook met ons werk. En ons is dankbaar daarvoor. Ons is nederig daaroor en ons wil leef tot eer van die Here. Ons wil getuig van sy wonder en ons wil hom loof en eer in ons lewe. Genade en vrede vir u
van God ons Vader, die Heilige Gees en Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons sing saam hierdie mooi lied. Some people think you're distant, just some words on a page, that you're nothing more than fables handed down along the way. But I've seen you part the waters when no one else could pull me from the deep. That's who you are to me. Some people think you just live in cathedrals made of stone, but I know you live inside my heart. I know that it's your home. And I've seen you in a sunset and in the eyes of a stranger on the street. That's who you are to me. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are to me. Who you are to me. Sometimes I have my doubts, I'm sure that everybody does. And I wonder when I stumble, am I still worthy of your love? But I know that I get stronger when I'm talking to you down on my knees. You're everything I need. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are to me. Who you are to me. You're forever holy. You're the Lamb who is worthy. My forgiveness, my healer, the Messiah, my Redeemer. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are. You are greater, higher, over it all. In your presence, Jesus, I stand in awe of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are to me. Who you are. That's who you are. That's who you are. That's who you are to me. That's who you are. That's who you are. That's who you are to me. Liewe gemeente, ek wil julle graag vandag uitnooi om na Markus hoofstuk 1 toe te blaai in die Bybel. Markus hoofstuk 1. En dis die tweede boek in die Nuwe Testament. Nou, Markus hoofstuk 1 vers 1 is daar baie sterk stelling wat Markus maak. Hy sê wie Christus is. En ons bely ook vandag Christus is die seun van God. Jesus van Nasaret is die Christus, die Messias, die seun van God. Die een wat ook die nuwe verbond bewerkstellig het en bevestig het. Nou, 1 vers 1 is daar 'n stelling, 'n declaration, 'n statement, soos die Engelse man sal sê. En dan van vers 2 af gebruik Markus kragtige verse om hierdie stelling van 1 vers 1 te ondersteun, te bevestig. In vers 2 begin ons lees van Jesaja, wat praat van die Christus wat op pad is. En dan lees ons
van Johannes die Doper, wat ook wys na wie Jesus Christus is, die een wat hy gaan doop, die een wat op pad is. En dan in vers 10 lees ons van die Heilige Gees, na Jesus uit die water opgeklim het, of opgestaan het, lees ons van die Heilige Gees, wat bevestig wie Jesus is, as 'n teken. En dan lees ons van God, die Vader, se woorde, in vers 11, uit die boodskap, jy is my seun, ek het jou lief, jy maak my bly. So al hierdie karakters ondersteun hierdie stelling, wat Markus in vers 1 gemaak het, van wie Jesus is. Jesaja, Johannes die Doper, die Heilige Gees en God. En dan verder interessant, as ons gaan lees in vers 17, dan lees ons, dis wat ons laas Sondag gelees het, nee, ons het nie vers 17 laas Sondag gelees nie, dis eers later, maar in vers 17 sê Jesus vir sy disippels, kom saam met my, en ek sal julle wys om op 'n ander manier vissers te wees, vissers van mense. So Jesus wat ook self sê, maar ek is iemand wat ander mense gaan verlos. Ek is mense wat ander mense se lewens gaan verander. So Jesus wat self ook sê, vers 1, Jesus van Nasaret, die Christus, die Seun van God. Jesus wat self dit ook op 'n manier bevestig deur te sê, ek maak vissers van mense. Julle sal vissers van mense maak as julle my disippels is. En dan wat ons laas Sondag gelees het in vers 24, sien ons selfs dat 'n bose onreine gees erken Jesus wie hy is. Vers 24 lees ons, wat kom soek jy hier, Jesus van Nasaret? Ek ken jou, ek weet wie jy is die Heilige van God. So hierdie vers 1, waar die Markus die stelling maak van wie Christus is, word geaffirmeer en erken deur Jesaja, deur Johannes die Doper, deur die Heilige Gees, deur God die Vader, deur Christus self, en dan ook deur die vyande, die bose gees, die onreine gees, wat ook sê wie Jesus is. Nou, Markus antwoord die vraag in sy boek, wie is hierdie persoon Jesus? Is hierdie stelling dat hy die Christus is, die Seun van God, volhoubaar? En hoe tree hierdie lang verwagte Christus op? Hierdie Christus, Messias, wat die volk van God vir eeue lank verwag het, en waarvan profete vir eeue lank getuig het. Hoe tree hierdie Christus op? En dit is waar ons teks vandag kom, ook in hierdie tyd van die Sondag van Verheerliking, waar ons iets van die heerlikheid, die goddelikheid van Christus ook raak sien. En dit is hoekom ons vandag se boodskap is 'n dag in Jesus se aardse lewe en 'n dag in 'n Christen se lewe vandag. Ons boodskap vandag is 'n dag in Jesus se aardse lewe en 'n dag in 'n Christen se lewe vandag. Hoe het Jesus gelewe? Ons kyk so hoe 'n dag gelyk het in sy lewe, en dan vra ons ook, hoe lyk ons lewe? Waarmee vul ons dae? Vul ons dit met die regte goed, met Christelike goed, of vul ons dit met aardse goed? Nou, vandag se teks is deel van dieselfde dag as laas Sondag se teks. Laas Sondag se teks het begin toe hulle in die sinagoge in Kapernaum gegaan het, en Jesus het mense genees, en toe het hy ook 'n onreine gees uit iemand uit weggejaag, en Jesus wat gesê het, moenie hierdie gaan versprei nie, veral die onreine gees, moenie getuig van Jesus nie, hy wil nie deur 'n valse gees bekend gemaak word nie, en die boodskap van Jesus het baie versprei, en dan ons teks vandag gaan voort hier by vers 29 tot 39, gaan voort in hierdie dag van Jesus, van toe hulle nou van die sinagoge af huis toe gegaan het, na Simon Petrus en Andreas se huis. So dis dieselfde dag waarna ons gaan kyk, maar ons gaan kyk waarmee was hy besig op hierdie spesifieke dag, en Markus wil vir ons 'n prentjie gee van hoe het Christus se aardse optrede gelyk. En daarom is ons 3 punte vir vandag. Jesus het gebid, hy het baie gebid, hy het baie in afsondering gebid, hy het baie moeite en tyd gemaak om te bid, om met God die Vader te praat, om hom aan te roep, en om te luister wat hy vir hom sê, en nog steeds vandag kan ons ook die Here aanroep, en ook luister wat die Here vir ons wil sê. Jesus het baie genees, so ons gaan ook op die punt van genesing fokus vandag, en die derde punt waar Jesus ook
duidelik sê, hy het nie gekom om net te genees en wonders te doen en populariteit onder die mense te kry nie. Hy het eintlik gekom om te preek, om die Bybel te verkondig, om die boodskap van God te verkondig, want dit is waar ware verlossing is, wanneer die woord van God binne mens werk en lewendig is. So dit is ons 3 punte vir vandag: gebed, genees, gepreek, en ons boodskap is ook 'n dag in Jesus se aardse lewe en 'n dag in 'n Christen vandag se lewe. Nou, Markus, soos ek genoem het, is die tweede boek van die Nuwe Testament. Daar's natuurlik 4 evangelies. Hier is die tweede evangelie, die boek van Markus, 'n baie kort en vinnige boek met minder hoofstukke as die ander evangelies. Hulle sê Markus was waarskynlik 'n dokter gewees, so hy het mediese agtergrond gehad. Hy was 'n baie slim ou gewees en hy het ook hierdie boek geskryf wat ons vandag nog steeds in die kerke lees wêreldwyd. Nou, die opskrif vir vandag se teks in die ou Afrikaanse vertaling 1933 is genesing van die skoonmoeder van Petrus en ander siekes. So dis 'n fokus op die genesing, maar die ou Afrikaanse vertaling se aantekeninge deel hom op in 3 blokke. Die eerste blok is die skoonmoeder van Petrus word genees. Tweede blok is verdere genesings en die derde blok vers 35 tot 39 Jesus versterk hom deur gebed. So dit gaan oor die genesing, maar dit gaan ook oor hoe Jesus gebid het. Dan die 1983 vertaling sê die genesing van Petrus se skoonmoeder en die tweede deel is nog genesings en voortgaande prediking. Die 2020 vertaling waaruit ons vandag ook gaan lees is genesing in Simon se huis en Jesus se prediking in Galilea. So die nuwe vertaling en die 2020 vertaling fokus ook oor die voortgaande prediking, die prediking van Jesus in die streek van Galilea. En na die boodskapvertaling vertaal hom met Jesus begin werk, die tweede deel van die hoofstuk. Jesus begin werk is die hele dag en ons lees vandag saam die tweede deel. So kom ons lees saam van die 2020 vertaling. Hy is 2 blokke, genesing in Simon se huis en Jesus se prediking in Galilea. Kom ons lees Markus hoofstuk 1 vers 29 tot 39. Kom ons lees saam. Nadat hulle uit die sinagoge gekom het, het hulle dadelik saam met Jakobus en Johannes na die huis van Simon en Andreas gegaan. Simon se skoonmoeder het siek gelê met koors en hulle het hom dadelik van haar vertel. Hy het na haar gegaan, haar hand gevat en haar opgehelp. Die koors het haar verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aand word en die son reeds onder was, het hulle almal wat siek en deur demone besete was, na hom gebring. Dit was natuurlik die Sabbat van die sinagoge en toe die son onder is, mag die mense weer vrylik rondbeweeg en almal het die siek en die besetene mense na die huis van Simon Petrus en Andreas geneem. Vers 33, die hele dorp het by die deur saamgedrom. Hy het baie siekes met allerlei kwale gesond gemaak en baie demone uitgedryf. Hy het die demone nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. So die geestelike dimensie het geweet ook wie Christus is. Dan die tweede blok, Jesus se prediking in Galilea. Vroegoggend, toe dit nog stikdonker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. Daar het hy gebid. Simon en die saam met hom het agter hom aangegaan. Toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Jesus was baie populêr geweest want hy het almal gesond gemaak. Vers 38, maar hy sê vir hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. En hy het deur die hele Galilea gegaan en hulle in die sinagoges gepreek en in hulle sinagoges gepreek en demone uitgedryf. So, dit is 'n wonderlike verse wat ons lees, waar Markus bewys Jesus se goddelike krag en sy gesag oor die fisiese dimensie, die fisiese wêreld, ons fisiese liggame, maar hy bewys ook Jesus se krag en gesag oor die geestelike dimensies, want hy het mense fisies gesond gemaak, hulle liggaamlik gesond gemaak, en hy het onreine bose geeste uitgedryf, mense geestelik ook gesond gemaak. En hier is 'n opsomming in net een dag van Jesus se lewe.
En Jesus se bediening was, kan 'n mens sê 3 jaar lank, so vir 'n lang tyd het hy so opgetree by dorpies en hy het sy krag en sy gesag bekend gemaak en die mense was werklik verwonderd gewees oor wat Christus gedoen het, want mense is nie gewoond aan wonderwerke nie. Tot vandag toe, ja, mens sien dalk goed op die televisie, genesings, ek is nie self iemand wat nou kan oordeel of dit werklik is of 'n kuns daar agter is om dit so te laat lyk nie. Maar ons gaan nou kyk ook wat ons gereformeerde verstaan van genesing vir ons ook wil uitwys. Nou, kom ons kyk weer na die teks. So, dit begin nadat hulle uit die sinagoge uitgegaan het. Dit was natuurlik op die Sabbat gewees, en op die Sabbat mag jy nie op 'n dier ry, of jy mag nie ver stap nie, net 'n Sabbatreis ver mag jy stap. So, letterlik, Simon Petrus en Andreas se huis was baie naby die sinagoge gewees. Simon kom natuurlik van Bethsaida af oorspronklik, maar hy en sy familie, insluitend sy broer Andreas en sy skoonma en sy vrou, het getrek na Kapernaum toe, wat albei rondom die see van Galilea is, en hulle het waarskynlik soontoe getrek vir beter ekonomiese vooruitsigte in die visbedryf. Hulle sê Simon was nie net 'n ou wat met 'n net vis gevang het nie. Hy het waarskynlik 'n redelike goeie besigheid gehad teen die tyd wat Jesus hom geroep het. Dalk 'n paar skepe, nette, 'n paar mense wat saam met hom werk, dalk 'n plek waar hy die vis verwerk en verkoop, waar hulle dit dalk versprei na verskillende dorpe toe. Dit was eintlik 'n groot besigheid gewees en hy het redelik 'n groot huis ook gehad. Histories, 'n mens kan ook gaan dokumente kyk van, hulle sê hulle is redelik 100% seker, die argeoloog, is dat in Kapernaum is daar nog steeds ruïnes van 'n sinagoge, en onder daai sinagoge is die sinagoge waar Jesus gepreek het, waarvan ons lees in die Bybel, en baie naby, soos letterlik 'n paar meter, is daar dalk 'n paar 100 meter, ek is nie seker nie, ek was nog nie daar nie, maar hulle sê dis baie naby die sinagoge, is daar ruïnes van 'n groot huis, wat gebou is met 2 mure buite, met 'n vierkant binne, waar mense bymekaar kan kom met die huise, en as Andreas en Simon en sy vrou en sy skoonma almal gebly het hulle in 'n groot huis gebly, en daar's ook bewyse dat in daai gebou is daar aantekeninge op die mure gemaak, wat sê daai gebou was definitief 'n kerk gewees in die 1ste, 2de, 3de eeu, definitief 'n kerk, en baie mense sê hulle dink daai is Simon en Andreas se huis gewees. Seems I've got to have a chance to see him. Every night I have the strangest dream. Imprisoned by the way I could have been. Left you on my own arm, so it seems I've got to leave before I start to scream. For someone locked the door and took the key.
in Kapernaum, naby die sinagoge. So histories kan 'n mens gaan kyk na ruïnes waar mense dink hierdie het gebeur. Wat ook net vir mense idee gee van hoe die Christene bymekaar gekom het. Hulle wou ook nie buite sigbaar gewees het nie, want hulle was vervolg gewees. Hulle het binne in daardie huis bymekaar gekom en die mense dink histories was dit werklik Simon Petrus se huis gewees. Kom ons gaan voort. So die skoonmoeder van Petrus was genees, van Simon Petrus, en dit is die eerste paus ook gewees, Petrus. En volgens die katholieke tradisie sê hulle dat 'n mens, as jy 'n priester of 'n paus wil wees, mag jy nie getroud wees nie, maar hier sien ons dat die eerste paus was wel getroud gewees, Petrus, want hy het 'n skoonma gehad, hy het 'n vrou gehad. Selfs in die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 5 lees ons dat toe Petrus op sendingsreise gegaan het sy vrou ook saam met hom gegaan. So wanneer dit goed werk, dan is die vrou en die man ook ondersteunend vir mekaar in die bediening van God. Die man hoef nie alleen te bly en sy eie ding te doen nie, veral in ons gereformeerde tradisie. Katholieke tradisies moet priesters en pause celibaat wees, mag nie trou nie. Maar Petrus as 'n voorbeeld vir ons was wel getroud en sy vrou het hom ook geondersteun in sy bediening, wat eintlik baie mooi is om te kyk hoe die eerste paus geleef het. Dan verder wat ek wil uitwys in hierdie teks, Jesus het dadelik opgestaan en die skoonma van Petrus gaan genees en sy het hulle gaan bedien met kos. Sy was so gesond gewees, sy kon vir 'n groep mense, ten minste 5 mense, maar waarskynlik meer, groot volwassenes, het sy gaan kos maak. En in daai tyd was daar nie yskaste gewees en 'n stoof en 'n mikrogolf en alles bymekaar nie. Sy het 'n ete vir hulle uitgesit en 'n mens kan dink dit was 'n ongelooflike ete, hierdie mediterraanse Israeliese kos gewees wat sy hulle bedien het. Sy was so gesond gewees dat sy energie gehad het om hulle te bedien. Dit was waarskynlik 'n fees gewees. En dan sê ons teks vir ons verder, toe dit aand geword het, dis nou na Sabbat, want mense het gehoor en hulle het begin praat oor hierdie geneesheer wat in hulle omgewing is. Toe dit aand geword het, mag hulle weer vrylik rondbeweeg het. En toe het die mense daar by die deur bymekaar gekom en hulle het die hele skare, die hele stad het voor hierdie huis van Simon bymekaar gekom, want hulle wil hê Jesus moet hulle genees. Hulle het genesing gesoek. En die teks sê vir ons, almal wat ongesteld was genees, so almal wat fisiese kwale gehad het, was genees, en almal wat van die duiwel besete was ook genees. So daar's 2 groepe wat Jesus genees het, die fisiese en die geestelike kwale het Jesus genees. En dan vers 35 wys Markus vir ons dat dit nie net gegaan oor Jesus wat tussen mense was en genees het nie, waar het Jesus se krag vandaan gekom. En dit wys vir ons hoe noodsaaklik die gebed is. Want vroeg in die môre en toe dit nog donker was, het Jesus opgestaan na 'n eensame plek toe vertrek en hy het daar gebid. En toe die ander begin wakker word, het hulle hom gaan soek en hulle het gesê, almal soek hier. Want die mense was gedryf gewees deur die nood. Hulle het 'n behoefte gehad van nog genesing. Ons soek nog en nog en nog van Jesus. Ons wil weet hoekom genees hy. Waar kom hierdie krag vandaan? En Jesus het in sy prediking dit bekend gemaak, wat is sy doel, wat is sy betekenis, hoekom genees hy mense. Dan sê Jesus ook vir sy disippels hier, kom ons gaan na ander dorpe toe. Ek is baie populêr hier in Kapernaum. Die mense is mal oor my. Maar kom ons gaan na ander dorpe toe, sodat ek daar ook kan preek. Want daarvoor het ek uitgegaan. Daarvoor het Christus gekom om die waarheid van God te openbaar, ook deur sy prediking. Die hoofdoel van Jesus is nie net op fisiese genesing gerig nie, maar op die geestelike heil, die geestelike verlossing is sy doel. Dat hy kan preek, dat sy woorde met mense kan werk, dat God se woord mense kan nuut skep. Dit gebeur deur die gepredikte woord, deur suiwer en ware en lewendige verkondiging van die woord van God. Dis wat 'n mens verander. Die woord wat geskep het, daai woord wat Jesus verkondig het, die waarheid, wanneer 'n mens dit hoor, werk die Heilige Gees en hy genees 'n mens van jou kwale. Die eerste punt vir vandag
sê. Die eerste punt vir vandag is gebed. En ons sien in die Bybel Jesus 'n voorbeeld van hoe hy gebid het. 'n Wonderlike voorbeeld van iemand wat werklik tyd gemaak het, wat na 'n eensame plek toe gegaan het en hy daar gaan bid. Hy het moeite gedoen. Hy het nie laat geslaap nie, terwyl dit nog donker is, het hy opgestaan en sy behoefte was, hy wou met God die Vader gaan praat het. 'n Wonderlike voorbeeld vir ons van hoe ons moet bid. En ek weet nie van u nie, maar elke keer as 'n mens gaan bid, dan is 'n mens nooit spyt dat jy nou gaan bid het nie. Jy stap nooit daar weg, behalwe as jy voel die Here sê vir iets wat jy nie wil doen nie, dan is jy so half onseker en jy dink ek sal bietjie verder oor die saak gaan bid, maar jy is nooit spyt as jy moeite doen om te gaan bid nie. Ons sien Jesus 'n voorbeeld van gebed en ek wil vir u vandag vra, hoe lyk u gebedslewe in 2021? Was die gebedslewe gesond en nou het dit uitgedroog, of begin dit al hoe meer lewe kry die gebedslewe? Doen die moeite om God aan te roep en met hom te praat en te luister wat hy vir u wil sê. Ek het 2021 'n paar nuwejaarsvoornemings en gewoonlik stop dit in Januarie, maar die wat ek 2021 gemaak het is voortdurend en is nou al middel Februarie en dit hou nog aan. En een van die nuwejaarsvoornemings is wanneer jy opstaan om nie koffie te maak voor die rekenaar te gaan sit dadelik nie, maar om net vir 10 minute op te staan, 'n glas water te kry, om die huis te stap en op 'n bankie te gaan sit en te gaan bid. Dit is nie 'n baie lang gebed nie, dalk raak dit nog langer met tyd, maar net om stil te raak en vir die Here dankie te sê vir die dag, vir hom te sê hierdie dag is in sy hande, wys vir ons wat ons moet doen, waar ons moet aandag gee, bid vir mense vir wie jy omgee, mense in nood. Net elke oggend as jy opstaan, in plaas van koffie rekenaar, gaan jy water stap om die huis en gaan bid. En dit is 10-15 minute en 'n mens voel altyd beter as jy dit gedoen het in die oggende. So dalk is dit iets wat u ook kan doen in die oggend as jy opstaan, of wat werk vir u om te bid. Maar ek wil u aanmoedig, as 'n Christen, as 'n volgeling van Christus, doen moeite en bid. Doen moeite en maak tyd om tyd met jou Skepper te spandeer, soos Christus vir ons die beste voorbeeld is. Dan die tweede punt vir vandag, en is ook 'n baie sensitiewe punt, 'n kontroversiële punt, genesing. Genesing, want Jesus het so baie mense genees, dis die meeste mense wat al ooit op 'n plek in die geskiedenis van die wêreld genees is. As ons net kyk na genesing in die Bybel, die eerste genesing waarvan ons lees in die Bybel is eers in Genesis 20 in Abraham se tyd. So van die skepping tot by Abraham se tyd, duisende jare, is daar nie 'n verhaal van genesing nie. Maar Abraham, eers in Genesis 20, lees ons die eerste verhaal van genesing. Dan as jy in die tydlyn vat van Abraham tot by Jesaja, dit is so 750 jaar. Ons kan sê 2200 voor Christus tot 750 voor Christus. Abraham tot Jesaja, 'n groot tyd van die Bybel. Dis die stamvaders, dis die rigters, dis die konings en dis die profete. 'n Lang tyd in die Bybel. Hoeveel genesings? So plus minus 20. As jy nou gaan tel hoeveel genesings daar is in die Bybel, so 20 verhale van genesing. Dan as ons vat van Jesaja tot by Christus, 750 voor Christus tot die jaar 00. In daardie tyd lees ons van geen genesings nie. Sover ek weet. As jy weet, laat weet my, maar sover ek weet, van Jesaja tot by Christus, die 400 jaar van stilte, die profete wat praat oor die Christus wat kom, in daardie tyd lees ons van niks genesings nie. Daarom, in Jesus se tyd, wanneer Jesus begin mense genees, sien 'n mens die skare sê, hulle was verbaas, ons het nog nooit so iets gesien nie, ons het nog nooit van so iets gehoor nie. Hier is iemand wat mense genees, almal word genees, elkeen wat gebring word genees, honderde, moontlik duisende mense word in die streek van Galilea genees deur Jesus. Die mense was werklik verwonderd, hulle was verbaas, hulle was verstom oor Jesus se genesing. Nou, die doel van Jesus se genesing was om die waarheid van Jesus
te laat aandag kry, dat mense wil hoor, maar waar kom hierdie ou vandaan? Wat het hy om te sê? Want as jy net preek en daar's nie wonders nie, dan het 'n mens nie so baie gesag nie, maar al hierdie genesing wat Jesus bring, om te wys, ek bring genesing vir die fisiese en die geestelike, dit gee aandag op die boodskap van Jesus. As ons dink van die 2de eeu tot en met vandag, hoeveel mense is al genees? En dit is onderhandelbaar. 'n Mens sien op die televisie hoe van hierdie geneesheer pastore mense genees. Ons is nie heeltemal seker of dit werklik is of nie werklik is nie. Maar hoekom gebeur daar nie meer so baie genesing vandag soos in Jesus se tyd nie? Dis 'n vraag waar ons ook nou na gereformeerde antwoord gaan kyk. As jy 'n pastoor is wat baie mense kan genees, hoekom genees jy net hulle in die tent of in jou studio met die kameras wat dit afneem? Hoekom gaan staan jy nie by die hospitaal en genees jy mense daar nie? Hoekom gaan jy nie na die ouetehuis toe nie? Hoekom gaan jy nie na derde wêreldse lande waar mense regtig swaar kry nie? Hoekom gebruik jy nie daai gawe van genesing meer nie? Hoekom bly jy net by die kerk waar jy dit genees? En baie van hulle sê, stuur geld, stuur $1000, dan sal ek oor jou brief wat jy vir my stuur bid en jy sal genesing ontvang. Dit raak amper 'n verkeerde manier van kerk wees om die fokus op genesing te sit. Daar het iemand vir my al vertel, hulle gaan net na 'n kerk toe waar daar genesing gebeur. Dit is 'n moeilike saak. En as dit werklik so is, en daar is mense, God kan nog steeds genees, maar hy beloof nie vir almal genesing nie. Hy sê nie dit gaan net oor hierdie fisiese aardse lewe en jy moet hier perfek wees en dis dit nie. Jesus se fokus, sy boodskap is oor iets baie meer en groter as net ons fisiese wêreld waarbinne ons leef, nog steeds met ons kwale en ons pyne en ons ongesondheid op baie kere. God gebruik natuurlik mense soos geneesheers, soos dokters, om mense te help weer gesond maak, deur medisyne voor te skryf, deur operasies, gebruik God weer mense. Maar hoekom het daar in die Bybelse tyd min genesing gebeur, Jesus se tyd baie genesing, en toe later in die Nuwe Testament van Paulus, Timoteus, hulle het ook siek geword en van hulle het ook gesterf, hoekom gebeur daar nie meer genesing nie? Nou die antwoord daarop kan ons sê, dat die gereformeerde verstaan, soos ek het verstaan is, Jesus het sy genesingskrag gebruik om 'n boodskap te verkondig van wie hy is, hoekom hy gekom het, hoekom hy die Christus is, en hy het daai krag gedelegeer aan sy 12 disippels, want ons sien die disippels kon ook genees het. Hy het dit ook gedelegeer aan die 70 verteenwoordigers van hom, wat hy uitgestuur het om die boodskap te gaan verkondig en te versprei en mense te gaan genees. En Paulus het ook daai gawe ontvang om mense te genees. Maar in die 1ste eeu was dit nodig om hierdie wonders van genesing te doen, om die boodskap van Jesus Christus oor te dra en neer te skryf, sodat die evangelie vorm kan kry in skrif, en om aan te dui dat Jesus Christus het die mag oor die fisiese en die geestelike dimensie. Maar met tyd het die Bybel natuurlik gevorm, die boeke het bymekaar gekom, en die evangelie boodskap het die inhoud van die geloof vasgevat. Die boodskap van Jesus is in die Bybel, daarom het daai gawe van genesing al hoe minder geword, soos ek het verstaan. Jy mag met my verskil, maar dis hoekom ons nie meer so baie genesing deur Christene sien vandag nie. God kan nog steeds genees, hy is almagtig, hy kan genees, ons kan vra vir genesing, maar dalk is dit nie sy wil nie, dalk beloof hy nie vir almal genesing, aardse genesing nie. Dis deel van 'n groter plan. Die fokus van Jesus se genesing, soos ons ook lees in hierdie teks, dis nie net om almal gesond te maak en dan sy werk klaar nie. Hy sê vir hulle, laat ons aangaan na ander dorpe toe, sodat ek daar ook kan preek. Hy sê nie sodat ek daar ook kan genees nie, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek uitgegaan. Die boodskap van die geestelike heil wat hy gaan verrig, dit is belangrik. Die boodskap van die koninkryk van God, die woord van God, dit is die belangrike fokus. Dit is die hoofdoel van Christus, om te verkondig, om te preek die woord van God. Dit wie Christus is en dit wat hy kom doen het. Nou, mense vandag en in die ou tyd het 'n behoefte aan fisiese genesing. Ek dink almal van ons het iets in ons lewe wat ons sal wil regkry. En baie mense in vandag se wêreld het 'n groter nood aan fisiese genesing
as aan geestelike waarheid. Het laat my dink, ek het met my niggies op skool, dan sit ons by die swembad, dan lees hulle die Heat magazine. Hulle koop elke Sondag die Heat magazine en dit gaan net oor celebrities, oor bekende mense. En hulle blaai dit deur en hulle bespreek dit en hulle blaai dit deur en hulle kan nie wag vir die volgende een om uit te kom nie en hulle blaai dit deur en hulle is so obsessed met die fisiese, die celebrities, die mense. En dan sê ek vir hulle, ek het daar vir hulle gesê, dis eintlik so interessant, die God, die skepper van die hemel en die aarde, die een wat al hierdie celebrities gemaak het, hy is hier by u teenwoordig. Hy wil hê jy moet hom aanroep, hy wil hê jy moet met hom praat, hy wil met jou praat, hy het 'n plan vir jou lewe, maar ons raak so obsessed net met mense, met die fisiese, dat ons die geestelik heeltemal verander. Ons wil kyk wat gaan met hierdie mense in Amerika se lewe aan, wat ons nie ken nie, wie ons nooit gaan sien nie, en ons vergeet van die skepper wat hier by ons is, wat naby ons is, wat met ons wil praat. En ek dink in vandag se tyd, as jy gaan vra vir mense, as jy kan kies tussen perfek wees van buite of perfek wees van binne, om heeltemal liggaamlik genees te wees of heeltemal geestelik genees te wees, dan sal 9 uit 10 waarskynlik nog steeds in vandag se wêreld kies, hulle wil perfek liggaamlik wees. Maar Jesus se fokus is om mense genees, naby aan perfek geestelik te maak, en nie net die fisiese liggaamlike te genees nie, maar die geestelike, die siel, jou wie jy is binne. Ek wil vandag vir julle vra, hoe lyk die gesondheid? Ons almal het kwale, ons almal het pyne. Ons sien Jesus maak mense heel. God gaan ons ook genees, dalk nie in hierdie lewe nie, dalk wanneer ons sterf, dan gaan ons weer perfek wees, ons weet nie, maar ons kan in hierdie lewe, kan ons so leef, dat ons gesond eet, dat ons gereeld oefen, ons kan die regte besluite maak, maar hoekom genees Jesus ons nie? Hoekom, wanneer ons vandag vir hom vra vir genesing, hoekom kry ons nie antwoorde nie? Mag ons fokus so wees, soos wat Jesus vir ons in die teks wys, waar hy sê, hy het gekom om te preek, hy het gekom vir geestelike genesing, wat baie belangriker is as net fisiese genesing. Ons moet dalk soos Paulus met ons kwale saamleef, maar ons moet fokus op die heil van God, op die geestelike dimensie, op ons binnekant is belangriker as ons buitekant. En dit bring ons by die derde punt van vandag. Die eerste punt het gegaan oor Jesus wat tyd gemaak het vir gebed, en ons vra die vraag, hoe lyk u gebedslewe? Die tweede punt gaan oor Jesus wat genees het, en dan vra ons, hoe lyk die gesondheid, hoe lyk die fisiese gesondheid, en hoe lyk die geestelike gesondheid? En die derde punt van vandag gaan oor die preek van Jesus. Jesus wat gaan preek het, dit was sy doel gewees. En dan wil ek vir u vra, hoe lyk u lewe vandag? Waarvan preek u lewe? U hoef nou nie formeel lang preke vir mense te gaan gee nie, maar Jesus het gepreek, sy lewe het iets verkondig. Wat verkondig u as 'n Christen? Wat verkondig u lewe? Spreek u lewe daar waar hy beweeg? Leef u in die waarheid van God? Of spreek u haat en dood en sê mense sleg? En dis iets wat baie belangrik is vir God, dat ons tong rein is en dat ons mooi praat en lewe spreek en die evangelie van Christus verkondig daar waar ons gaan. In vandag se tyd klomp keer sien mense wat sê, ek wil nou nie vir jou preek nie, of moet jy nou nie vir my preek nie. Dit is nie verkeerd om te preek nie. Preek is soos om iets te leer, maar net op 'n harder, reguit manier die waarheid van God uit te spreek, en daai woord van God werk ook met 'n mens. En elkeen van ons kan ook op 'n manier preek. As ons 'n Christen is, as ons die Heilige Gees in ons het, kan ons ook preek. Al is dit net een sin wat jy vir iemand sê, ons kan ook preek. So my vraag is, hoe lyk u lewe wanneer dit kom by prediking? Spreek u lewe daar waar jy gaan. Dan wil ek afsluit, liewe gemeente, deur te sê, wanneer ons gebedslewe en ons verstaan van genesing en ons gepreekte lewe
Wanneer ons dit in lyn kry en aandag gee daaraan en God met ons werk, dan groei ons geloof. Dan word ons geloof opgebou, nie net ons geloof nie, maar ander mense se geloof ook. En dan wil ons getuig van God se wonderdade en van die waarheid van hom en sy openbaring in Christus. En dan leef ons getrou tot eer van God. Nou hierdie week was daar 'n fliek wat ons gekyk het op die televisie. Die fliek se naam is Mary Magdalene, Maria Magdalena. Nou hy's 'n bietjie kontroversieel, 'n baie ander inkyk op die evangelie. Hy wyk so 'n bietjie af van die Bybelse tekste, maar daar's 'n deel aan die einde van die fliek waar sy gesien het Christus het opgestaan en sy gaan terug na die disippels toe wat in vrees is. En Petrus is nogal hard met haar in hierdie fliek. En Petrus sê sy was swak geweest vir die groep en sy het vir Jesus swak gemaak en dis haar skuld. En Petrus het vir Maria geblaam volgens die fliek, nie volgens die Bybel nie. Nou sê Maria Magdalena iets wat nogal waar is, waar sy sê die koninkryk groei met elke goeie daad van liefde en van omgee en van vergifnis. So sy som op wat sy verstaan van Jesus net nadat sy hom gesien het opgestaan het en die disippels dit nie glo nie. Sê sy iets wat vir ons ook relevant is, die koninkryk van God. Daar waar ons leef, bou ons ook die koninkryk van God uit. Die koninkryk van God groei met elke klein daad van liefde, elke daad van omgee vir iemand anders en elke daad van vergifnis. Dit is hoe ons die koninkryk van God ook uitbou. Liewe gemeente, ek wil u groet en ek wil sê mag Jesus u leer om te groei in die gebedslewe, om reg te bid, om so honger te raak dat jy as jy weer sien dan wil jy bid. Dat dit nie moeite is nie, dat jy honger is en jy wil bid. Mag Jesus ons leer om reg te bid. Mag Jesus ons leer om reg genesing te verstaan en te fokus ook op die geestelike. En mag Jesus ons leer om lewe te spreek en God se koninkryk te help uitbou dag vir dag. Mag die genade en die vrede van God drie-enig met u wees hierdie week. Amen. Kom ons sing saam hierdie lied.